Op die 22ste Junie het die Godumo Dumo Sentrum oopgemaak in die Golden Gate Hoogland Nasionale Park. Die sentrum vertel die geskiedenis van dinosourusse wat miljoene jare gelede hier in die Oos-Vrystaat geleef het. In April hierdie jaar het die Karoo Origins Fossil Sentrum oopgemaak hier in Graaf-Reinet. Dit huisves die Rubich-familie se unieke fossielversameling. En ons is hier om saam met jou hierdie toerismebestemming te gaan besoek, maar ook om baie meer te leer oor ons plaaslike paleontologie. Many of these fossils were found by your grandfather, Sydney. Tell me about him. He lived 3 kilometers away from us on the farm, and I used to climb on my tricycle and go to Grandpa and go and talk about fossils, and he showed me how to prepare them, how to take them out of the rocks and things like that. It was your Aunt Peggy that inspired him to get interested in fossils. Yes, when Peggy was 10 years old, and that was in 1934, she said to Grandpa, "Daddy, what are fossils and where do they occur?" And Grandpa responded, "I don't know, but I think it's something to do with bone embedded in rock. Let's go for a picnic and see if we can find one." And so they went off on the koppies on the farm. They had their picnic and they found a beautiful skull. And then Grandpa got in touch with Dr. Robert Broom, who was sort of the doyen paleontologist in South Africa at that stage. He was working at the Transvaal Museum in Pretoria. And Dr. Broom came and looked at the specimen and he told Grandpa, "This animal is more than 200 million years old." Wow. Broom then said to Grandpa, "This is a new species of animal." And he called it Dinogorgon rubigia after Grandpa. And so Grandpa, by the time he'd finished collecting, and he worked in the Karoo as an active farmer, but over weekends and things he used to collect fossils, he had collected a collection of some 900 skulls, and of that, 107 were holotypes. In other words, the reference specimen of new species. Ons staan hier in hierdie wonderlike sentrum. Vertel my van die naam en hoekom julle daarop besluit het. Dit is baie interessant. Want onze navorsers is al bezig met dinosourusse fossiele, seker van die 1950s, of selfs vroeger is dit. Maar ons het ook uitgevind dat die Basotho mense het 'n monster in hulle mitologie met die naam van Godumo Dumo. En ons is baie gemaklik dat dieselfde voetspore en beendere en goed wat die paleontoloog gesien het, is dieselfde wat die veewagter gesien het. Ja, want hulle spandeer natuurlik baie tyd in die Hulle veld. spandeer elke dag buitekant en die paleontoloog het miskien gekom vir 'n paar maande op beslag. As die weerlig bo in die berge slaan, dan kom die ekko in die vallei af. En oor hierdie spoor hardloop hierdie klank. Bedoem, bedoem. Waar het jy die eerste keer in aanraking gekom met fossiele? Weet jy, ek was 12 jaar oud. Toe is ek op die plaas in Lady Grace distrik en ek het in die berg gaan speel. En ek tel hierdie wit klippie op. En ek vat hom vir 'n oom wat in Allewal was in Boeteplooi. En ek sê vir hom, "Oom, wat's die klippie?" En hy sê, "Dis 'n been." En ek dog ek spring net so hoog. En ek het nooit ophou dinosaur soek nie. So toe ek 16 was, toe het ek my eie volledige dinosaurus op my oupa se plaas gekry, 'n Massospondylus nogal. Massospondylus was ons Clarence en Golden Gate dinosaur. Vegetaries en hy het altyd lyk of hy agter toe kyk. So miskien het gedink iets gaan hom jaag. Maar ons het nie T-Rex en goed hier gehad nie. Hier is 'n dinosaurus net hier agter wat na 'n draak vernoem is. En interessant genoeg, hy's gevind aan die voet van die Drakensberge. So dis nie omdat hy soos 'n draak lyk nie, dis omdat hy daar gevind is. So saurus beteken maar net akedus. So dis die akedus met hierdie beskrywing. So hier is een agter my met die naam van Heterodontosaurus, hetero verskillende, donto tande, saurus, soos die akedus met verskillende tande. En dan Lesothosaurus, daar is so baie fossiele van hierdie dinosaurus in Lesotho gevind dat hulle gevoel het hulle wil hom noem na Lesotho as Lesothosaurus. Oogkaste, neus. Die boere sal sien dit lyk soos 'n kop van 'n skilpad. En dan het hy 2 geweldige prominente tande wat hieronder uitsteek. Sy naam in wetenskap is Dicynodon lacerticeps. Die 2, Kyno is 'n hond, Don is tande, Lacerti is 'n likkewaan, Ceps is sy kop. So in Afrikaans, 'n 2 hondtandagtige likkewaankopagtige akedus. Ek kyk nou van hier af na die sandsteengebergtes wat dan lyk soos 'n sampioen, soos julle tereg dit ook beskryf. Boop
is dit dan as gevolg van die vulkane wat dit so seël sodat die wind nie daai deel kan uitkalwe nie. Vertel my van die verskillende lae en hoe dit moontlik is dat ons die voetspore van die dinosourusse kan sien. So die beste wat ek verstaan is 'n geoloog het verduidelik dat as jy kyk hoe dit in die Okavango Delta gaan. Dis in 'n woestyn droë area, maar in die delta is dit nat geweest, daar's water en daar's modder. Die dinosourusse het so toe gegaan het om te vreet. Dan het daar miskien nou 'n storm gekom wat baie modder afgebring het. Die dinosourusse versuip, maar hulle liggame is almal dan bedek met modder. Dan gebeur dit oor en oor en oor. So daar's laag en laag van modder en liggame van dinosourusse in hierdie modder. So dis hoekom die fossiele kry in die moddersteen. Dan was daar 'n tydperk geweest wat Suid-Afrika baie bedroog geword het. Dan het daar sand ingewaai so ver as van die Namibiese woestyn. En die modder dan bedek met sand. Hierdie sand het dan geword sandsteen. Bo kan die sandsteen baie later was daar vulkaniese aktiwiteit wat dan 'n harde rotskors bo op al twee hierdie lae gesit het, wat dan daai twee sagte lae bedek het en beskerm het vir honderde miljoene jaar. Hierdie rivier het hier verbygekom 225 miljoen jaar gelede. Wat sien jy hier? Riffels. Mooi! Die rivier het hier nie geloop nie. Die water was net 10 cm diep en die wind het soos vandag oor die meer gewaai. En in die modder sien ek hierdie snaakse ding. Hier is 3 duike in die sand. Goed, nou, in die wetenskap maak een swaaltjie nie 'n somer nie. Ons moet nog een kry wat logies saam met die een beweeg. Nou soek ek en ek soek. Kyk wat sien my oë hier. My jene. So hier het ek my regtervoet. Hier het ek my linkervoet. In die museum lê daai groot rooi been. Kom saam met hierdie voete voor. Daai klein koppies kom saam met hierdie voete voor. Jy het gesien by ons die replikas wat ons maak van die Mesospondyles se groot pote, gewoonlik op agtervoete geloop. Dit is 'n watergat toneel. Gaan jy ooit kruier toe? Ja. Leeu's, rooibokke, krokodille, olifante. Kom kyk. Onze Permian Waterhole, dis 'n wêreldeerste. Die mense wat daardie ding gedesign het, dit wat hulle deur gegaan het om alles so perfek te doen. Dit is regtig world class. Ja, mens sit daar en kyk en jy sien hoe 'n watergat wat 255 miljoen jaar gelede in Graafrenet gelyk het. En sommige mense het my al gevra, maar nou waar is die kerk dan? Die kerk was nog nie daardie tyd gebou nie. Dit is soveel miljoen jaar gelede.